Waar is nog voor iemand? Kan ons maar beginnen. Nog iemand op pad? Ja. Because He loves, I can face tomorrow. Because He loves. And life is worth the loving just because He loves. Omdat Hij lief, sinek ay namoran. Omdat Hij lief, verdwijn my vrees.
Kan ons maar begin. Ek vra dat julle dan net julle sinplekke inneem. As julle klaar is, ek sien hulle deel nog 'n bietjie watertjies uit daar. So, miskien net vir hulle kans om gou klaar te maak, nee. Ag, baie dankie my sussie. Goeiemôre dan aan almal hier teenwoordig. Ek wil julle welkom heet vanmôre by hierdie lewensviering van Ronay Becker. Ek vra vir die wat kan om op te staan en dan gaan ons begin met die openingsgebed. Die wat nie kan nie, sit asseblief. Kom ons sluit net die oë, nee. Ons begin dan in die naam van die Here, die skepper van die hemel en aarde, wat die lewe en die dood in sy hand hou. Almagtige en liefdevolle Vader, ons kom vandag voor U met harte vol dankbaarheid, maar ook vol verdriet. Dankie Here vir die geskenk van die lewe van ons geliefde broer en vriend. Dankie dat U vir hom vir ons gegee het as 'n voorbeeld van geloof en liefde en volharding. Here, hy het so moedig gestry teen daardie siekte, so 'n dapper man. Ons vra vandag dat U die familie en die vriende en die kennisse se harte sal vertroos, trane sal afvee en ons hoop versterk. Laat U woord ons lig wees in hierdie donker uur. Ek vra dat U die mense teenwoordig sal versterk, vertroos deur die krag van en die genade van die Heilige Gees. Ons bid dit net alles in die wondermooi naam van Jesus Christus, onze Here. Amen. Terwyl hier staan, gaan ons sommer die eerste lied sing op die begrafnisbriefie, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart.
shall see. I shall possess within the earth a life of joy and peace. The earth shall soon cast off the snow. The sun forbid to shine, but those who call me below will be forever mine. You can maar sit. Liebares, ek wil dan graag van hierdie geleentheid gebruik maak om namens myself en Oase van Liefde Tuine Gemeente ons innige meegevoel oor te dra aan die familie en die vriende van wyle Bruno Milano Becker. Ek wil ook elkeen van u baie welkom heet by hierdie lewensviering van hom. Spesiaal julle wat van ver af gekom het van die Oos-Kaap en die Kaap en daai plekke. Ek glo hier is van julle hierso vanmôre en baie dankie dat u is. Geliefdes, ons het vandag hier by mekaar gekom om die lewe van 'n geliefde man te vier wat vir 4 jaar lank teen kanker gestry het. Hy was 'n gelowige, geliefde man, 'n vriend, 'n geloofsfiguur vir baie van ons. Al het hy die stryd teen die siekte verloor, het hy die wedloop van geloof gewen. Ek sal nooit vergeet die dag toe ek hulle twee getrou het. Ekskuus as ek vandag hier dalk 'n bietjie trane huil as ek dit terugvat. Ek sal nooit vergeet hoe hulle gaan trou het toe ek daar by die onthaal was. Lavona, sy het my net, pastoor moet net eet. En het pastoor nou genoeg en gee sy nou, ek moet nog van hierdie probeer. So sien ek hierdie vrou, sy gaan goed na 'n man kyk. En sy het hom so mooi versorg. En ek gaan nie baie formeel wees vandag nie. Ek gaan informeel wees, want hierdie is 'n lewensviering van iemand wat 'n gelowige is. Ons weet waartoe die persoon is. So, die skrif sê, op 'n dag soos hierdie moet ons eintlik bly wees. Maar is nie altyd so maklik nie, want ons is hartseer. Maar ek sal nooit vergeet nie, jy weet, een keer het hulle saam met my gery, het ons nou daar by Rietvleidam gaan visvang, want Brunei was lief vir visvang. En Christo was ook daar, en weet jy, ek onthou nog hoe lekker hy vir my gelag het, want ek is eintlik glad nie hengelaar nie. Dan kom ek aan dat ek sulke sparweense worsie, sulke viennas, nou sit ek die viennas op die hoeke. Nou, hy het nogal lekker gesmile en gelag vir die een. Nou ja, nodeloos om te sê, ek het niks gevang hier, want jy moet lyk my pap hê, en ek weet nie wat alles, en jy weet, ek ken nie al die formules nie. Maar daar had ek nou maar gesien, eintlik is ek maar nie 'n visserman nie, ek is nie 'n visser van visse nie. Ek is 'n visser van mense, die Here my mag geroep. Maar ek moet ook sê, daar het daai dag baie ervare vissermanne daar gesit, en nie een van ons het 'n vis uit daar gevang nie. En het was nogal so veronderstel om 'n visvangkompetisie te wees. Niemand het iets gevang nie. Toe voel ek nou nie meer so sleg nie. Maar weet jy, is hierdie mooi dingetjies wat ek wil onthou. Hierdie
hierdie pragtige dinge, hierdie dinge wat sy hart bly gemaak het, jy weet. Dis wat ek graag as sy pastoor wil onthou. Jy weet, ek dink aan toe ek my laaste keer gaan besoek het, ek wil hom heel wat gaan besoek en gaan bid. En weet jy, hy was altyd so dapper. Hy het nooit gekla nie. En hy het al die rede in die wêreld gehad om te kla. Ek het hom nooit negatief gesien nie. En vra ek vir my broer, nee, is dit seer? Hy sê, ja, pastoor, dit is maar seer. En so, en ek sal nooit vergeet nou die laaste keer toe ek nou by hom was, toe, ek was nou hierdie Desember maand, was ek bietjie Namibië toe, vir vakansie, ek was bevoorreg en ek het familie daar, en toe het ek hom nou bietjie by hom gewees, maar dis die dag wat hy was beter as die vorige keer, nee. Die vorige keer het ek amper gedink, ek weet nie of ek hom weer gaan sien nie. Maar die Here was so goed, hy het weer 'n opflikkering gehad, en die besondere dag wat ek nou by hom was hy eintlik heel okay om dit nou so uit te druk. En weet jy, en ek het nou vir hom die video's gewys, en die foto's van Namibië, waar ons nou kabeljous gaan vang het op die diepsee. Daar het ek daarom 2 visse gevang, prys die Here. Maar, dan vertel ek hom nou iets wat interessant of snaaks is, dan lag hy. Maar sien ek kry maar seer, dan is ek nou maar weer ernstig, laat hy nou nie moet seer kry nie. En so het ek vir hom gewys waar ons tuine gery het, en man, wat ons ook al gedoen het daar, die ou catamaran waarop ons was, en waar ons al met 'n ou klein vliegtuigie gevlieg het daar oor die woestyn en oor die see, en gewys het ons die take-off daar gedoen, jy weet, en al die dinge, en hy het dit so geniet. En my hele doel was, daai dag, om hom op te beer. Om hom op te beer in sy omstandighede, jy weet. En ek sal daai besoek nie vergeet nie. Dis 'n besoek wat ek nooit sal vergeet nie, want dit was so special. Ek en hy het so 'n kameraadskap gehad op daai oomblik, jy weet. En wat my wonderlik was, ek het ook van hom gevra, broer, is daar enige iets wat nog tussen jou en die Here staan? Enige iets wat jy moet regmaak? En hy gesê, nee pastoor, ek is reg om te gaan. En dis die enige mens wat dit kan sê nie. En ek is so bly. En daarom is dit vir my so maklik om, is nie lekker nie, maar dit is ook omdat het my so maklik is om hierdie diens te doen. Want ons weet waartoe hy is. Dis die heel belangrikste. En weet jy, ek wil vir jou sê, ek het Jesus in hom gesien. Die gesindhede van Jesus. Hy het altyd so mooi, so sag gepraat. So sag met Livonia gepraat. Hy het so sag gewerk met haar. En ek het so Jesus in hom gesien. En ek wil vir jou vandag sê, vir my was hy soos 'n seun. Hy was vir my soos my eie seun. En as ek vanmôre 'n bietjie hartseer raak hiervoor, vergewe my, ek is 'n mens. Maar dit was vir my soos 'n seun van my, dat ek vandag van moet afskeid neem. En die Here ken my hart. Ek sê nie maar net hierdie dinge om iets te sê nie. Ek bedoel dit. Maar jy weet wat vir my die wonderlikste is. Daar gaan weer 'n herontmoeting wees tussen hom en ons. Amen. En hy sê in Openbaring 21 vers 4, die teksvers waaroor ek vandag eintlik wil die rede voer. Hy sê, en God sal al die trane van hulle oë afvee. En daar sal geen dood meer wees nie. Daar sal ook geen droefheid of geween of moeite meer wees nie. Hy sê, want die eerste dinge het verby gegaan. Maar ek wil ook vir die vanmôre sê, eers familie en vriende en kennisse en kollegas, dat
God gaan vandag jou vertroos. Hy gaan jou vandag bystaan deur sy Heilige Gees. Hy gaan vandag jou trane vir jou afvee, jy sien dit maar net nie. En wat die eerste dinge aanbetref, as jy die eerste dinge het verbygegaan. Nou, jy weet, is hierdie kort aardse lewe, wat tydelik van aard is, dit is die eerste dinge. Nou, Jimmy Swaggart, oorlede Jimmy Swaggart het dit so mooi altyd gesing, hy het gesê, life is only a journey. En dit is so baie waar, die lewe is maar net 'n reis na die ewigheid. Ek en jy is nie hierso om vir ewig hier te wees nie. Die ewigheid is nie hier nie, die ewigheid is daar by Jesus, amen. So, hierdie is net die eerste dinge het nou met hom verbygegaan. Hy is in die volgende dimensie, waar ek en u nog moet kom. Hy is reeds daar. En jy weet, wonderlik om te weet, is met Jesus. Geen pyn nie. Geen pyn nie. Hoe wonderlik is dit net om daaraan te dink. Geen pyn nie. Jy weet, God het altyd vir ons 'n belofte van troos. Ons lewe in 'n wêreld waar pyn, siekte en dood deel van ons alledaagse bestaan is. Ons geliefde broer het dit eerstehands ervaar. Daai pyn van die kanker, die stryd van behandeling, die moegheid en die volharding. Maar God se belofte is dat hy self die trane van ons oë sal afvee. Dit is nie net 'n beeld nie, dis 'n daad van liefde. Soos 'n vader of moeder wat hulle kind se trane afvee. So kom God ook baie naby aan ons in ons smart. En hy kom troos ons. Hy kom ons vee ons trane af. Jy weet, ons geliefde het nie sy geloof verloor nie. Dis vir my so mooi gewees. Hy het nooit gesê, hoekom straf God my so nie? Hy het nooit gesê, maar hoekom is God nie daar vir my nie? Hoekom genees hy my nie? Ek het dit nooit uit sy mond uitgehoor nie. Want weet jy, hy het sy geloof behou. Hy het geweet al vergaan die ou liggaam. Die duiwel kan niks doen aan sy siel nie. Is dit nie wonderlik nie? Selfs in die donkerste ure van sy siekte het hy vasgehou aan Jesus, vasgehou aan die Here. En sy lewe getuig van 'n Paulus se woorde in 2 Timoteus 4 vers 7 waar hy sê, hy het die goeie stryd gestry, hy het die wedloop volëindig, maar die belangrikste is hy die geloof behou. So wil ek vanmôre vir u elkeen vra individueel, behou altyd die geloof in Jesus. Al gaan dit hoe. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Moet nooit jou geloof verloor nie. Want as jy die geloof verloor het, het jy alles verloor. Nee? Kom ons oorwin. Die Here sê hy maak ons meer as oorwinnaars. Amen. Jy weet jou siekte het sy liggaam verswak, maar sy gees is sterk gebly in Jesus Christus. Jy weet, hy het sy familie en vriende met liefde geseën, selfs in sy pyn. En dit is 'n ware oorwinning van geloof, om tot aan die einde toe te kan vertrou. Maar jy weet die belangrikste wat hy gehad het, die hoop op die ewige lewe. Openbaring 21 wys ons van hy nuwe hemel en die nuwe aarde, waar daar geen dood of pyn meer sal wees nie. Ons geliefde het nou die vrede en die rus wat ek en jy nog moet kry. Ons rou, maar ons rou met hoop vandag, want ons weet dat hy by die Here is. Jesus sê in Johannes 14 vers 2, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Ons geliefde het nou sy plek in daardie huis van vrede en lig. Ek sal nooit vergeet nie, ons het so ou oomie gehad in ons gemeente jare terug en dit was net so op sy sterfbed en sy naam was Herman. Sy oom Herman sê vir hom, die het vir jou so 'n mooi plekkie daar bo voorberei. Hy sê dit wat die oog nog nie gesien het nie,
en wat die oor nog nie gehoor het nie, dit wat in die gedagtes van die mens nog nie opgekom het nie. Dit het God berei vir die wat hom lief het. En die oom sy gesiggie begin so te straal. En hy sê vir my, hy sê, Jesus het my reeds my huis gaan wys. Hy sê, dit is 'n 3 verdieping plek. En dit is so mooi sê. En jy weet op 'n mens se sterfbed jokkie nie. Daar praat jy die waarheid. En dis vir elkeen van ons dierbaar is, Here, ou plekkie berei daarbo, waar ek en u vir ewig gaan wees, as ons volhard om sy pad te stap, om hom te volg, om hom te dien. Jy weet, ons roeping as agtergeblewenes nou, kan ons hierdie herinnering hê. Sy lewe herinner ons, dat geloof nie net woorde is nie, maar 'n pad wat ons stap. Jy weet, jou manier wat jy jou pad stap, wys of jy 'n kind van die Here is of nie. Jy hoef partykeer nie 'n woord te sê nie. Dan weet mense, ja, hierdie een is waarlik 'n kind van God. En ook ek en jy, ons word geroep om sy voorbeeld te volg, om lief te hê, om te volhard, om te vertrou. Dis dinge wat hy gedoen het. Ons moet sy nalatenskap van liefde en geloof saam met ons dra, verder neem in ons eie lewens. En so word sy lewe 'n saad wat vrug dra in ons harte en in die gemeenskap. Geliefdes, ek is nie 'n man vir baie lang woorde, lang boodskappe op 'n lewensviering of gedenkdiens nie. Vandag vier ons nie net die einde van 'n lewe nie. Ek gaan begin afsluit met dit. Maar die voltooiing van 'n reis van geloof. Ons geliefde het sy stryd gestop, maar sy oorwinning is ewig. Hy het die wedloop voltooi en nou rus hy in die arms van die Here. Mag ons ook vashou aan die belofte dat God self ons trane sal afvee en ons in sy ewige teenwoordigheid sal herstel. Ons geliefdes se stryd is verby, maar sy getuienis en sy herinneringe leef voort in ons. U weet, vandag het Jesus Christus soveel empatie met u. En hy weet presies hoe u voel op hierdie oomblik. Dat daar dan nie ook 'n dag, toe Lazarus, een van sy spesiale vriende, gesterf het, en hy, Jesus, geween het nie. Johannes 11 vers 35. Is dit dan nie juist hierdie selfde Jesus, wat weet hoe ek en jy vandag voel nie? Is dit dan nie juist hy, wat vir my en vir jou teen sy bors wil vasdruk, en die vertroos nie? Want hy sê, ek stuur julle die trooster, die Heilige Gees, en hy sal julle leer en lei in alle waarheid. En is dit dan nie juist hy, wat u trane vanoggend wil opdroog nie? En dit is hy, wat het doen. Jesus sê so mooi, in Johannes 11 vers 25 sê hy, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En hierdie wete, broers en susters, is ons nie soos mense wat geen hoop het nie. Want ons sien uit vanoggend na die herontmoeting met hom in die hemel. Daar waar daar geen trane of droefheid meer sal wees nie. Ek gaan dan met hierdie gedagte, met hierdie teks wat ek nou gesê het, gaan ek die my rede eers afsluit. En dan gaan ons die lied nommer 2 sing op die begrafnisbriefie, Amazing Grace, How Sweet the Sound. Nee, is dit hy? Ons het hom nou net gesing. Die tweede een is, sorry, die tweede een se naam is How Great Thou Art, sorry. Ek het hulle twee nou net omgedraai, jammer.
went through the woods and forest glades I wander. I hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from a lofty mountain grandeur and hear the blues and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God in thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God in thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God in thee. How great thou art, how great thou art. You must sit down. Ons vra dan nou vir broer Christo Abdul. Hy gaan vir ons 'n item lewe. Baie dankie. Suster, as Jolanda, jy moet ook vorentoe kom asseblief. Jy gaan saam sing. Baie dankie.
shouting, love for the Father and the Son. Go to heaven a shouting, love for the Father and the Son. I know your life on earth was troubled, and only you could know the pain. You weren't afraid to face the devil. You were no stranger to the rain. Go rest high on the mountain. Brunei, your work on earth is done. Go to heaven a shouting, love for the Father and the Son. Go rest high on that mountain. Brunei, your work on earth is done. Go to heaven a shouting, love for the Father and the Son. Oh, how we cried the day you left us. We gathered round your grave to grieve. Wish I could see the angels' faces when they hear your sweet voice sing. Go rest high on that mountain. Brunei, your work on earth is done. Go to heaven a shouting, love for the Father and the Son. Go rest high on that mountain. Brunei, your work on earth is done. Go to heaven a shouting, love for the Father and the Son. Oh, how we cried the day you left us, as we gathered around your grave. Wish I could see the angels' faces when they hear your sweet voice sing. Go rest high on that mountain. Brunei, your work on earth is done. Go to heaven a shouting, love for the Father and the Son. Go rest high on that mountain. Brunei, your work on earth
is done. Go rest high on that mountain. Brunei, your work on earth is done. Go to heaven a shouting, love for the Father and the Son. Go to heaven a shouting, love for the Father and the Son. Go to heaven a shouting, love for the Father and the Son. Sjoe, dit was diep. Baie dankie broer Christo en Suster Shulinda. Ja, go rest high on this mountain, Brunei. The work on earth has been done. Is so waar. Is so waar. Baie dankie. Ek vra dan nou vir ek net goed afkry. Sylvester en Elsa September het vir ons 'n eulogy doen, hulde blyk, om gerus vorentoe. Môre Ella. My naam is Ella. En ek wil met julle deel kindertyd wat ek op Brunei geken het. En ek gaan hom presies deel soos ek hom onthou en almal het maar hulle eie versions van die stories wat ons het. So ek ken hom al vanaf wat ek 10 jaar oud was. Ons het saam groot geword. Ons het saam gelag, ons het saam geleer en ons het saam deur die lewe gestap. Bobo was nie net my vriend nie. Hy was my broer. Iemand wat altyd vir my daar was. Sonder dat ek hoef gevra het, sonder om te twyfel. Iemand wie kon stil wees, sonder dat het gemaklik voel. Van kleins af was Bobo anders gewees. Hy was groot. Kyk, almal wat langs hom gestaan het, hy was die grootste tussen al die jommies. En vir al die mense wat hom nie geken het nie, kon hy baie intimiderend gelyk het. Maar vir ons wie hom geken het regtig geweet wie hy is. Hy was net 'n groot, sagte hart. En soos ons op skool hom geken het, 'n regte teddybeer. Iemand wat so veilig laat voel, net deur naby jou te wees. Brunei was 'n groot kind met 'n ongelooflike sagte siel. En Bobo was nooit bang om sy gevoelens te wys nie. Hy was nooit bang om vir ons te sê wat in sy hart aangaan nie, hoe hy oor jou voel nie. En dis seker maar een van die redes hoekom hy al die girlfriends gehad het op skool. En ja, ek het eers na skool myne gekry. Kyk, Bobo het lief gehad
met alles wat hy het. En as jy een van sy mense was, het hy jou beskerm met alles wat jy het. Niemand het aan die mense geraak aan wie Bobo omgegee het nie. Kyk, nie terwyl hy daar was nie. Een groot passie wat ons gedeel het, was sport. Kyk, sport was deel van wat hy was. Rugby en cricket was sy passie. En om vir die Blou Bulle op 'n junior vlak te verteenwoordig, was iets waarvoor Bobo baie trots was. In 2000 het hy vir die Blou Bulle Kruiwenweek gespeel. In 2002 het ek en hy saam Durban toe gegaan om vir Durban Varsity en vir die Sharks te gaan verteenwoordig. 2003 het ons saam vir die Blou Bull streekspanne gespeel. En nog vir lang jare na dit het Bobo vir coach as ek reg is amper al die Carlton spanne gespeel in die liga in. Kyk, as 'n seisoen klaar is, het hy mense na hom toe gekom en hulle wil hy moet vir hulle speel. En as ek vir die ouens van vandag en my laitie speel rugby, so as ek vir hom moet verduidelik hoe Bobo gelyk het op skool. Hy was so lank soos Eben Etzebeth. Hy was so breed soos Oxenche. Hy was so vinnig soos Cheslin Colby. En hy het 'n step gehad van Kurtley Arendse. So, hy was invincible op die veld gewees. En as jy dit kyk en dit probeer vergelyk met 'n Teddy Bear, dan is dit heeltemal onmoontlik. Maar toe ons kinders was, sy grootste droom was nie net om 'n sportsman te wees nie. Hy wou verskil gemaak het. Hy wou mense inspireer. Hy wou hoop gee. En belangrik van alles, hy wou mense wys, iemand van Eersterus kan dit ook maak. En ons kan ook groot dinge bereik. Hy wou 'n voorbeeld wees, nie net op die veld nie, maar ook in die lewe. Bobo het met 'n groot liggaam en nog 'n groter hart in die wêreld beweeg. Sy liefde, sy loyaliteit en sy beskerming is iets wat ek altyd saam met my sal vat. Auntie Malin, Lavona, my hart is seer saam met julle. Daar's min pyn wat so diep is soos die. En ek wens regtig dat daar woorde was wat dinge ligter kon maak. Mag julle krag vind in die herinneringe wat julle saam met hom gedeel het. Nes ek krag gaan vind in wat ek saam met hom gedeel het. En ek hoop ook dat julle troos sal vind in die wete dat Brunei soveel lewens geraak het van ander mense. En dit is nie eens die helfte van wat ek weet. Daar's 'n leemte wat by my nooit gevul sal word nie. Maar ook 'n dankbaarheid wat nooit en niemand kan wegvat nie. 'n Dankbaarheid dat ek hom geken het, dat ek langs hom kon groot word en dat ek hom my broer kon noem. Rustig my broer. Jou hart het die wêreld 'n beter plek gemaak. En ek sal jy nooit vergeet nie. Dankie. Baie dankie Ellen. Vra dan nou vir Sylvester oor ons te kom. Sjoe, hoe mooi is dit, vriende so te hoor praat. Nee. Good morning, everyone. Before I do the tribute, I would like to dedicate a song to Brunei. So, if they can just play it for me, please. Safe in the arms of Jesus, safe on his gentle breast. This is song, His love o'ershaded,
Sister, is alright. Give me a stop word. Sorry, I've composed a song for Brunei. It's not a song that was played now. Let me continue here. Today, we do not stand here only in sorrow. We stand here with pride. Pride for a man who lived boldly, loved deeply, and fought courageously. Many years ago, I had a great privilege of meeting Brunei. From a very beginning, he stood out, reserved, yet powerful in presence. Respectful, kind hearted, he carried a quiet strength that did not need to shout to be noticed. When Brunei walked into a room, you felt it. You felt welcome, valued, and important. Making others happy was not something he tried to do, it was simply who he was. Brunei lived with determination. He faced life head on, whether in victory or challenge, with dignity, resilience, and unwavering courage. Rugby was not just a sport to Brunei, it was in his blood. It was part of his identity, his loyalty to his team never faded, not for a single moment, and for all know, he would not wait for final whistle before picking up the phone. Before the game even ended, he was already calling friends and family, analyzing the match, celebrating the good times, debating the tough ones, and always speaking with pride. His excitement was infectious. His passion was undeniable. Even during the last 4 years, during his illness and physical weakness, his spirit never weakened. When he could no longer be on the field, watching rugby on television became his stadium, and he watched with the same intensity, the same fire, the same pride. Pain did not silence his passion. Challenges did not steal his joy. He remained positive, determined, engaged. That is strength, that is character. Beyond rugby, Brunei found his greatest blessing in love. He met his beautiful wife, Lavona Becker. His life gained an even deeper meaning. On 29 January 2022, they were married and began a beautiful chapter together. One built on love, companionship, laughter, and commitment. The love they shared was genuine and strong. And though his passing on 10 February 2026 came far too soon, nothing can erase what they built together. Their love stands as one of his greatest achievements. Brunei also had a remarkable passion for food. Cooking was not just a hobby, it was an experience. He would surprise us with new recipes, downloaded ideas, or something he simply wanted to try. And when he cooked with pride. He made sure that he and Lavona agreed on flavors before serving. He would dish up for you first. You had to taste it and give your feedback before you even consider leaving the kitchen. He stood there waiting, excited, hopefully. A proud cook he was, a passionate creator. Every meal was made with love. And then there was fishing, one of his greatest joys. The excitement would begin on a Friday morning. Bags were packed, gear checked, everything ready. He could hardly see because he couldn't wait to get to the dam. He would wake up early in the morning, not because he had to, but because he wanted to. Nothing could stop, not even the pain, not even fatigue. Even during the most challenging times, he refused to give up what brought him peace. And when he returned, he was tired and sore. His answer was always, I had a great time. No complaints, just gratitude, a warm bath, and a peaceful evening. That was Brunei. A man who did not complain, a man who chose joy, a man who lived with pride and perseverance, a man who showed us that true courage is found in attitude, loyalty, and heart. Today, we do not only mourn the loss of Brunei Milano Becker, but we also celebrate him. We celebrate his integrity, his passion, his determination, his love and strength. Let us honor him by living boldly, by loving deeply, by supporting faithfully, by showing up even when it's hard. Rest in peace, Brunei. You will forever be in our hearts,
forever in our thoughts, forever loved and deeply missed. Thank you. Baie dankie Sylvester. Ons was deur so 'n pragtige huldeblyke en ek sien al die rugby manne sit hier so. Man, dankie vir julle ondersteuning vir 'n ou Louwbil wat sy ding gedoen het op sy tyd. Hy was dit hart en siel gewees. Baie dankie Sylvester, dit is so pragtig. Jo, ek voel of ek sommer net wil huil, want dit is my so mooi om hierdie dinge te hoor. Ons vra dan nou vir Karen Lee Darius, om die word of thanks te kom doen, die bedankings. Sy hierso, Karen Lee Darius. Good morning, all. I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. This morning, I was asked to just do the thanks on behalf of Lavona and the family. It is quite an immense task, as I can see that Renee's touched the lives of many. So please bear with me as I give thanks to everyone. A heartfelt thank you to everyone present today. Your presence is a testament of Brune's life, and it brings us as a family great comfort that you are here today. So thank you for being here. For those who were unable to make it, we appreciate your WhatsApps as well. A specific gratitude has to go out to the next group of people. Jermaine Mason. This was Brune's best friend, basically like a brother. And you know, when Lavona told me about him, I could only say, I take my hat off to you. I think you are the true meaning of what a friendship should be like. Ne? Lavona was telling me that you were there all the time. She could always count on you. She could always give you a call, and you would be there, available, willing to put in leave at work to come see to Brune while she needs to do something. So Lavona thanks you very, very much for being that friend. Sylvester King. Thank you for all your help, support, and your check-ins, and for being there for Brune and Lavona. She truly appreciates it. Shanae Bosch, sir, I saw you somewhere. Once again, thank you for all your help and your support to Lavona. She truly appreciates it. Pastor, thank you. For being there for Brune and Lavona and spiritually guiding them through this journey. Thank you for your comforting words today and for leading the service. We appreciate you. Okay, to the Salma family, on a lighter note, when Lavona asked me to do the thanks, she said I need to thank the Salma family. She could always knock on the doors of anyone, or she could quickly send a WhatsApp and they would be there immediately. And I was like, wow, who's this family? Where do they stay? And she's like, no, it is where I stay. It's the complex where I stay. So I could just see that you have truly become a family to her. She really considers each and every one of you as family. And the rest of the family today, we thank you for being there for her when her family physically couldn't be there for her. Due to the distance, like you heard, we come from Cape Town and PE. So we truly appreciate those who were there for her when we couldn't be. Then the Gobert family, another family that I thought was a family, but it's Lavona's work. I don't know of another company who has ever
supported staff member the way they have supported Lavona. Thank you for understanding their situation, Gobert. Thank you for allowing Lavona to work from home, to be able to care for Brunei. Thank you for allowing her to spend the last months of his life with him, by his side, every day. Your support means the world to Lavona. Then thank you to the medical staff at Steve Biko Memorial Hospital, the oncology unit, but more specifically, a thank you to Dr. Peffer, who has guided Brunei throughout this very difficult journey and provided him with the utmost care. To the organizers of today, again, Pastor, Mosaic, funeral undertakers, to all those who have contributed to food and beverages, to those who made the food, who sent flowers, we thank you. It's been of huge assistance. Now, Lavona, God-fearing woman of strength, today we, each and every one of us, thank you for being Brunei's pillar of strength, his caregiver, a constant source of love during your marriage and during his fight against cancer. We thank you for all your sacrifices you have made and everything you have done to keep him strong. You have truly made a difference in his quality of life during the final days. Your strength has inspired us all. You are truly amazing. And now that he is not with us, know that you are not alone. God will never forsake you. And us as family and friends, we offer our continued love and support. Finally, to Brunei, the man of the moment, our gentle giant. Thank you for showing us the meaning of true bravery. Your fight against cancer did not define you. Your kindness, your love, laughter, and strength did. You fought with so much dignity, never complained, although you had every reason to. But today, we choose to remember you as you were before cancer. The vibrant, joyous fisherman, rugby player, friend, brother, son, and husband, always full of life. And Father, we thank you. Thank you for the precious memories you leave with us. Today, Brunei, we salute you, and may you now rest in peace, Brunei Milano Becker. Then, ladies and gentlemen, after the service, we would just like to invite each and every one of you for some refreshments, which will be served in the dining hall just over here. Thank you. Thank you very much. Baie dankie Karen. Ons gaan dan nou
vir gaan 'n liedjie speel en ons gaan die kersse aansteek en ons gaan vir Livonia dan vra vir ons die candle to light en daarna sal ons die slideshow doen, is dit reg so? Daarna sal ons die slideshow doen en dan sal ons begin afsluit met 'n lied en so. As hy Livonia is welkom. Baie dankie Livonia, dan vra ons dat die familie dan ook wat hul kersies kom aansteek, is baie welkom om nou te kom. Baie dankie. My Jesus, there is none like
Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the mighty clay. You set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the mighty clay. You set my feet upon the rock, and now I know Is daar nog iemand wat wil 'n kersie kom aansteek het? Is welkom. Nee. Goed, ons gaan dan nou baie dankie vir Christo vir die begeleiding ook hierso. Waardeer, ons gaan dan die slideshow gou doen. En dan na die slideshow gaan ons Sylvester se lied speel. Okay? En dan sal ons verder gaan. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long way without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. It was small, turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How
can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. When I see Brunei, you walked a humble way, soft and hard from day to day. You live to serve, you live to care. You fed the souls God placed you near. You ran your race with steady faith, God beside you through the pain. You did not complain,
You did not fear. You chose love while death drew near. We thank you, Lord, for who He was. A faithful life, a heart of love. We honor now the race He ran, held forever in your hand. Pure in spirit, strong in grace, finished well, kept the faith. Now He rests where peace is won, safe in the arms of your Son. We thank you, Lord, for who He was. A faithful life, a heart of love. Our legend now has found his place, at rest in everlasting grace. Ja, die ou champion, nee. Hy was 'n kampioen en op alle opsigte, prys die Here. En so mooi om sy lewe so te kyk en die liefde wat daaraan so geweerspieël word. En ons moet altyd hierdie mooi herinneringe van hom so in ons harte bewaar en koester. Ek wil net 'n laaste boodskap van troos aan die familie gee, voordat ons by die slotgebed uitkom en so aan. En ons gaan nog 'n lied sing. Geliefde familie, ons harte is saam met julle in hierdie tyd van verlies. Ons weet dat die afgelope 4 jaar 'n pad van swaar kry en hoop as 'n pad van trane en gebede. Julle familie, julle het saam met hom gestaan, hom gedra, julle vriende, hom liefgehad en hom ondersteun. Julle het gesien hoe sy liggaam verswak, maar ook hoe sy geloof sterker geword het. En ons wil vandag vir julle sê, julle het hom nie alleen laat stry nie. Julle het saam met hom gestry. Baie dankie vir dit. Ons onthou hom as 'n man wat geliefd was. Hy was 'n lig vir ander. Sy glimlag, sy woorde van bemoediging, sy geloof het nooit opgehou het nie. Dit alles leef voort in julle en in ons herinneringe. Ja, ons harte is seer vandag. Ons trane vloei. Maar ons hou vas aan die belofte van Openbaring 21 vers 14 wat sê, en God sal al die trane van julle afvee. Die Here self is ons trooster. Hy het ons geliefde broer en vriend nou in sy arms geneem. Daar waar geen meer pyn of geen siekte, geen trane meer is nie. Dis net ons wat eintlik huil vanoggend. Hy loop oor van blydskap. Mag julle vandag in die dae wat kom, die vrede van Christus ervaar wat alle verstand te bowe gaan. Mag julle onthou dat sy lewe nie te vergeefs was nie, maar 'n getuienis van geloof en liefde. En soos sy rugby vriend gesê het nou net voor, is iets, dinge wat julle nooit sal vergeet nie, sal altyd by julle bly. Sy vriendskap. En mag julle hoop vind in die sekerheid dat julle hom weer sal sien in die teenwoordigheid van die Here. Ons staan vandag saam met julle in trane, maar ook in hoop. En voor ons dan nou gaan afsluit met gebed, gaan hy vir Christo vra, gaan ons saam sing, Because He Lives.
Amen. Vrees ons nie môre nie. Amen. Kom ons sing hom saam. God send ye some. They call him Jesus. He came to heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove the Savior lives. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He owns the future. And the life is worth the living because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the joy He brings. Our greatest joy, the calmest shore.
Dierbaar is, hierdie liedjie wat ons so sit, sing is so waar. Omdat hy leef, sien ons kans vanmôre. Amen. So hou vas, hou moed. Jy's nie alleen nie. Jesus is met jou. Kom ons sluit die oë vir die slotgebed. Vader, ons kom na U toe, Here Jesus. En dank U nogmaals, Vader, vir die lewe wat U gegee het vir ons broer en ons vriend. Here, maar U sê in die woord, daar is 'n tyd om gebore te word en daar is 'n tyd om te sterwe. Here, U het dit goed gedink om hom te neem. U het dit goed gedink, Vader, om te verlos en hy lyding wat hy gehad het. Maar dankie, Here, dat hy saam met Paulus kan sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi en ek het die geloof behou. Dankie, Here, dat sy lewe 'n liggende voorbeeld was vir almal wat hom geken het. Dankie dat hy 'n man was wat nie net halfpad lief gehad het nie. Hy het met sy volle hart lief gehad, as hy lief gehad het. As hy 'n vriend gehad het, dan het hy daai vriend was sy ware vriend. Hy het uit alles gegee vir sy vriende. Maar Here, die heel belangrikste is dat Here, hy het ook sy alles vir U gegee, Here. Hy het sy hele lewe aan U oorgegee. Here, het elke dag, Here, het hy tot U geroep. En elke dag, Vader, het hy op U vertrou. En elke dag het hy geglo. En Here, ons sal nooit besef, Here, watter pyn en watter smart hierdie dapper man deurgegaan het nie, want hy was nie een wat dit sommer vir jou gesê het nie. Here, maar ons sê nogmaals vir U dankie, dat ons weet U besluit is altyd die beste, al is dit nie altyd lekker vir ons nie. Here, ons bid dan nou, dat U die familie en die vriende, die kollegas, almal, kennisse, sal troos, Vader, met die sekerheid, dat hy nou rus in die teenwoordigheid. Here, laat ons wat hy agtergebly het, vasstaan in die hoop, en in die belofte van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Here, daar waar ons weer 'n herontmoeting met hom sal hê, en Here, daar waar ons hom saam met al die ander heiliges sal sien. Here, ons sê vir U dankie, ek vra dat U, Here, deur die krag en die genade van die Heilige Gees, elkeen vanmôre sal kom aanraak, Here, met 'n sterke hand, en dat U elkeen sal vertroos en deurdra, Here, deur die krag en die genade van die kosbare Heilige Gees, want U sê in die woord, Here, U sal ons nooit begewe en U sal ons nooit verlaat nie. Dankie dat ons weet dat U altyd met ons is. Here, hou ons aan onder die kosbare bloed. Here, seën die verrigtinge verder. En Here, gaan met elke een wat hierna toe gekom het. Ons dankie, ons loof U en ons prys U. Amen. Dierbaar is, dan is ons klaar met die verrigtinge en hierdie saal hier langsaan, soos jy gehoor het, is die verversings en dan kan U dan saam ietsie geniet. Baie dankie, die Here seën vir U, die Here versterk vir U. Amen.